Julle almal dit? Ja? Mag jy 'n negatiewe antwoord gebruik? Of nee? So dit sê vir jou 20 Newton, ons het links gekies as positief, so dit is regs. Nou, Linden, please make me understand, hoe kan die krag negatief wees? Of hoe kan die krag regs wees? Okay, so, hier is van die keeper, ook op die bal, hy beweeg links, en ons kyk na die krag op die bal, maar my hande gaan in so, is die krag nie links, ja, maar my hande beweeg naar links. Nee, daar is 'n Newton se derde wet, maar hier kom die bal. Om die bal te laat stadiger gaan, die bal beweeg in die rigting. Bal te laat stadiger gaan met ek moet se krag in daardie rigting uit. So alhoewel ek my hande links beweeg, druk my hand teen die bal toe kan hy stop. Okay, so jy weet nou. So die voorwerp kan links beweeg en 'n krag regs uitoefen. Okay, goed. Volgende vraag, so hier kom die bal weer, hy beweeg weer links teen 30 meter per sekonde en nou is die batsman reg en hy slaan die bal. En die vraag is, hoe lank sal die bal in kontak wees met die kolwer se kolf as hy die bal terugslaan na die bowler met 'n krag van 100 Newton en 'n snelheid van 20 meter per sekonde. Okay, so ek dink hy blok hom amper net, want as hy slaan so dit vinniger beweeg. Het my anyway. Ek weet jy iets gevra het. Ons werk net met lineêre momentum. Okay, so as hy die bal hiernatoe kom, dan slaan die bal terug in dieselfde vlak. Okay, hy gaan dit nou nie teen 'n angle vat of wat ook al nie. Selfde vlak, lineêr. Alright, info tabel. Met my mannetjie. Okay, ons kyk weer na die bal. Ons het beginsnelheid, ek het nie plek nie, eindsnelheid, massa, krag en tyd is die vraag. Hoe lank sal hy in kontak wees? Okay, sy weer, gee vir my enige een van hierdie bietjie inligting. F is 100 newtons. Nee, waar is, ja, hier is reg. Sorry. Okay, nog een ammonai. Wat is snelheid? Begin of eind? Sê weer? Okay, maar wag, my vraag nou aan jou is hy 20, is dit die beginsnelheid of die eindsnelheid? Ja, hy sê hy slaan hom terug. Wat sê hy? En hy terugslaan met 'n krag van 120. So nou 20 is jou eindsnelheid. Jou beginsnelheid is wat, MW? Ja. En die tyd soek ons en die massa is 0.2. In hierdie infotabel is daar 2 foute. Wat is daar 2 foute, Anke? As jy rigting ons gekies as positief. As jy links gekies as positief. Juffrou, kan jy in die eerste gedeelte van die vraag links positief en dan kan jy dit verander? Moenie dit verander nie. Nee, want die persoon wat merk is nou ingestel op dit is nou hoe jy wat jy gekies het. So moenie dit nie. Okay, maar waar is die foute dan? Is dit werk related? Ja. Ja, dan gaan 'n vertraging tydperk wees wat hy 0 word en dan gaan hy weer weg squish, ja heeltemal. Maar ons kyk nou na net voor die impak en net na die impak. So ons kyk nie na die impak self se snelheid nie. Ons die snelhede kyk ons net voor en net na die impak. Maar hy het nie dieselfde snelheid nie. Die beginsnelheid is wanneer hy kom, voordat hy die kolf tref. Hy het nog nie die kolf getref nie. Sê met my. Okay, wat is dit, Amorai?
Okay. Goed. Okay, rustig. Jy maak ook die hele tyd comments aan Morey. Die hele tyd. Ek sê jy maak ook die hele tyd comments. Nee, ek vra jou nie, ek sê jou. Anke, ek wag nog vir die 2 foute. Okay, maar pas daai wat jy gesê het van die rigting toe hierop. Die bal gaan regs gaan. Maar die rigting is links. Okay, so. So aan die Nee, noodwendig nie. Die finale snelheid moet negatief wees, né? Want hy beweeg dan regs. So daai moet 'n -20 wees. Okay? En dan John Marie, in watter rigting oefen die kolwer as hy die bal slaan, die krag uit? Regs. So daai krag van 100 Newton moet wees minus 100 Newton, want die krag op die bal is regs. Is julle met my? Die krag op die kolf is links. Want die krag op die bal, en ons het gesê ons kyk na die bal. Dis hoekom ek wil hê, het jy geskryf bal daarboaan, dat ons kyk na die inligting van die bal. Okay, goed, so ons het F delta T is gelyk aan delta P, F delta T is massa finaal minus begin. Asseblief onthou van jou voet notas. Ardo, is jy wakker en reg? Jog, nie een van die 2 goed nie. Okay, so ons het 'n minus 100, die tyd wil ons gaan uitwerk, die massa is 0.2, finale snelheid is minus 20, begin snelheid is 30. Nou, 0,1 wat? Tyd, jy werk tyd uit. Sekondes, nou graad 12. In graad 12 mag jy sekondes skryf op 2 maniere. Jy mag of skryf 'n klein s, so, of jy moet die hele woord skryf sekondes, maar jy mag nie skryf sek nie. Mevrou hoekom nie? Hulle merk dit verkeerd. Ek dink dit ook is simpel, maar of jy skryf uit sekondes, of jy maak 'n S, dat hy nie lyk soos 'n 5 nie. Okay. Goed, go figure. Right. Sê nou maar, jy het vergeet om hierdie Newton 'n minus te maak. Jy het hom 'n positief gelos. Dan sou jy 'n negativiteit gekry het. Mag jy negativiteit, jy mag nie negativiteit hê nie, maar jy mag ook nie negatiewe tyd kry nie. So dan weet jy, ergens het jy net 'n rigting verkeerd ingesit. Is julle met my? Okay, goed. Nou, hierdie volgende vraag is of 'n multiple choice vraag of 'n 3-punt vraag aan die einde van 'n lang vraag. Okay, hulle sê daar vir jou, 'n motor tref 'n boom en die voorkant van die motor vrommel 1.55 meter totdat dit tot stilstand kom. Verduidelik waarom dit vir die drywer beter is as die voorkant van sy motor vrommel tydens 'n botsing deur na die relevante formules te verwys. Okay, so ek weet of jy al gehoor het die ou mense kla en sê die karre van vandag, jy stamp net iets liggies en dan duik die hele motor in. Dit word nie meer gemaak soos dit altyd gemaak word nie, bla 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 bla. Die voertuie back in the day was van harder metale gemaak. So 1, die voertuie was swaarder, meer petrol, en 2, die voertuie as hulle iets gestamp het, het hy nie so vinnig gedent nie. Maar die voertuie van vandag, as jy net ietsie raak, dan vrommel hy heeltemal in. Dit is nie omdat die voertuie cheaper wil wees nie, partykeer, maar dit is hoofsaaklik 'n veiligheidsaspek. Want jy wil hê die kar moenie net as hy kom, poep, stop nie. Ek wil net so maak. So stop nie. Jy wil hê hy moet so maak en stop. Hoekom? Selfs met jou knieë, is wanneer jy stop, wil jy hy moet stadiger tot stop. Of hy moet langer vat, totdat hy tot stop kom. Fokus jy. Jy praat bolos. Wat? Ou karre? Nee. Jy kan mooi weet in jou kop hoe lyk die voertuig.
Alright, so, deur na relevante formules te verwys. Nou is my vraag, wat trek ek met my vraag? Jy het 'n calculation gedoen? Nee, jy het gedoen 0,1 nie, ons het begin vandag by Dian. Dian, lees gou die vraag. Hulle sê vir jou, verduidelik waarom dit vir die drywer beter is as die voorkant van sy motor vrommel. So wat wil, en hulle sê jy moet verwys na relevante formules. So wat moet jy gaan uitwerk? Wat moet jy jou onderwerp van jou formule maak? Wat se formule gaan jy gebruik? Moet ek jou met iets gooi? Ja. Jy is besig om my te spot. Hy is nie onder, maar ek skiet so ver. Ja, ek luister vir jou. Nee, ek luister. Ja, maar hoe gaan jy met 'n formule uitwerk? Hy wil nie doodgaan nie. Sê weer? Jy moet okay, so ons is besig met momentum. Ons het nou al gedoen 3 formules in hierdie hoofstuk. So duidelik moet jy een van hierdie 3 formules vat, sê juffrou ons gaan daai ene gaan uitwerk. En die vraag is, hoekom is dit beter vir die bestuurder? So wat wil jy gaan uitwerk? Okay, hoekom wil jy die tyd gaan uitwerk? Hoekom is dit beter vir die bestuurder? Dit is die hoofprobleem met wetenskap, is, jy weet die werk as jy dit gaan leer, maar om dit toe te pas, het jy nie koek en kloe wat jy moet gebruik nie. So, ek kan nie 'n hele tyd vir julle sê, okay, nou gaan ons dit gaan uitwerk nie. Jy moet voor die tyd dink. Juffrou, wat wil ons hier gaan uitwerk? Wat is die vraag? Hoe word die vraag gestel? Okay, as dit is hoe hulle die vraag stel, dan is dit wat hulle wil hê jy moet gaan uitwerk. Enigiemand, hoe gaan jy ja? Krag! Die impak op jou. Hoe kleiner die krag, hoe beter vir jou. Okay, maar jy het dit vir my gesê nie. Okay, so ons gaan kyk na die impulsformule. Hoekom gaan ons daarna kyk? Want hy het krag in en ons wil graag weet, hoe kan ons die krag op die bestuurder die kleinste moontlik maak? Maar in hierdie formule tans is krag nie die enigste onderwerp nie. So ons wil hom gaan herrangskik, sodat die krag die enigste onderwerp is van die formule. So daar het ek hom gaan herrangskik. Okay, so van hierdie formule af kan ek sien dat krag is afhanklik van 2 fisiese hoeveelhede. Krag is direk eweredig aan die verandering in momentum en krag is omgekeerd eweredig aan die verandering in tyd. So ek moet na albei hierdie 2 kyk voordat ek 'n gevolgtrekking oor die krag kan maak. So nommer 1, die feit dat jy na hierdie formule verwys op een van hierdie 2 maniere, kry jy 'n punt reeds. Okay? Dan die volgende punt gaan vir die comparison wat jy maak. Wat is dit in Afrikaans? Dankie. Okay. So, krag is direk eweredig aan die verandering in momentum. Nou wees seker jy verstaan, nie aan die momentum nie, want die momentum van die kar verander, hy beweeg en dan staan hy stil. So die momentum van die kar verander, maar die verandering van die momentum is presies dieselfde. Die verandering in momentum is konstant. Hoekom? Toe jy terug met jou knie en jou bene en jy buig, toe jy reguit jou knie gestop het jou massa verander? Nee. Okay? Jou beginsnelheid voordat jy die grond raak, was 'n sekere snelheid en toe kom jy tot 'n stilstaan. So sê nou maar jy het gegaan van 1 meter per sekond na 0 meter per sekond. As ek my knie buig, van 1 meter per sekond na 0 meter per sekond. So my begin en my eindsnelhede is presies dieselfde. My massa is presies dieselfde. So my verandering in momentum is presies dieselfde. Daar het niks verander nie. Okay, momentum het verandering, maar my verandering in momentum is presies dieselfde of ek nou 20 sekondes vat om tot stilstand te kom of 1 sekond. Okay, so dit is konstant. Sorry, ek wil sê die verandering in momentum is konstant. Sorry. Is konstant. Okay, so my krag is nie afhanklik van my verandering in momentum nie. So nou kyk ek na my volgende konsep.
die verandering in tyd en hulle is omgekeerd evenredig aan mekaar. Nou obviously as die kar vrommel, gaan dit langer vat om tot stilstand te kom. Hy gaan nie net boef tot stilstand kom, hy gaan stadig tot stilstand kom. So, ons gaan sê, as kar vrommel, neem tyd tot stilstaan toe en dus neem krag af. Okay. So as die kar vrommel, neem die tyd wat dit of is die tyd wat dit neem om tot stilstand te kom langer. So die tyd neem toe en dan neem die impak of die krag af. Is? Okay. Iemand 'n vraag daar? Ja. Okay, Dian. En dis neem krag af. Okay. Goed, nou daai bewys wat ek van gepraat het. Ek gaan eers lees en dan gaan ek verduidelik. Newton se tweede wet van momentum. Wat? Het Newton nog 'n wet? Nee. Newton se tweede wet kan toegepas word in momentum. Okay, kom ons lees daar. Dit sê die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering van momentum van die voorwerp in die rigting van die netto krag. Frederik, as jy die woord tempo hoor, waaraan dink jy? Hoekom luister jy na jou vriend? Shush! Ja? Okay, ja, as dit is die tempo waarteen jy beweeg, dan is dit spoed. Maar die woord tempo is nie altyd spoed nie. Nee, man. Die laas jaar het gesê tempo. En ek seker die jaar voor dit ook, Tempo, tempo, tempo. As jy die woord tempo hoor, moet jy dink gedeel deur tyd. Altyd. Tempo gedeel deur tyd. Wat gedeel deur tyd is nou dependent on wat spreek hierso, maar tempo is gedeel deur tyd. So ons lesgeweerde sê netto krag van 'n voorwerp is gelyk aan. So ek kan eintlik sê F net is gelyk aan wat? Die tempo, wat beteken gedeel deur tyd, van die verandering van momentum. Tempo is van verandering van momentum. Kan jy sien die formule wat ons daar het? Dis die impulsformule wat gerangskik is. Okay? So nou kan ons sê netto krag is gelyk aan massa maal versnelling, maar netto krag is ook gelyk aan die tempo van verandering van momentum van 'n voorwerp. Okay. Nou wat ek hier wil hê, jy kan sien soos ek vir jou neerskryf, wat ek wil hê ons nou hier gaan moet doen is ons gaan bewys dat dit omgeskakel kan word in Newton se tweede wet. Okay? So kom ons begin gou met die impulsformule. Ek gaan daarmee begin. Okay, ek gaan inzoom. Daar is die impulsformule. Dan wat kan ek doen? Ek kan die tyd gaan deel met verandering momentum. Linden, skryf jy? Is jy klaar geskryf? Slaap jy? Okay. Hoe bereken ons verandering in momentum? Finale snelheid minus beginsnelheid. Maak seker jy verstaan al die stappies wat ek doen. Dan moet jy daar deur in jou argiewe gaan krap. Okay, wat jy het, jy besit dit, dis daar deur. Het jy in graad 10 gedoen bewegingsvergelykings? En in graad 10 het ons 'n formule gedoen wat so lyk. Kan jy hom onthou? Om versnelling uit te werk. Finale snelheid min begin snelheid oor tyd. Of ons het gesê die verandering in snelheid oor die verandering in tyd. Ja? So wat ek hierso het, is wat ek daar het. So in plaas van skryf daai alles, kan ek net skryf dit is gelyk aan die versnelling. So ek kan sê, dit is gelyk aan M maal met A. En hierdie lyk nou vir my redelik bekend. Dit is Newton se tweede wet.
Okay, so nee, jy hoef dit nie te kan bewys nie, maar hulle vra hierdie of as 'n multiple choice vraag, meaning hulle sal sê die tempo van verandering in momentum is gelyk aan wat? Of hulle kan vir jou sê massa maal versnelling is gelyk aan wat? So jy moet hulle so kan ruil met mekaar. Ek het wel die woord gesê Newton se tweede wet wat beteken ons moet die definisie sê. Henk, go for it. Wanneer nee, jy kan. Wanneer Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die nettokrag. Wie sê wys op die bord? Die versnelling van die nettokrag. Nee, die versnelling is wat aan die nettokrag? Direk evenredig aan die nettokrag keer evenredig aan die massa. Van die voorwerp. Baie mooi. Sien jy slimmer as wat jy dink jy is. Alright, kon jy dit sê in jou kop self? Vir jouself? So bietjie. Okay. Goed. Nou, voordat ons na die volgende konsep toe gaan, moet jy 'n definisie leer en daai definisie is die een van 'n geïsoleerde stelsel. Nou, back in the day het hulle gepraat van 'n geslote stelsel. So as jy dit in ou handboeke toetse vra wat ek al sien, dit beteken dieselfde ding, maar jy mag nie meer sê geslote stelsel nie. Drie gaan fokus. Jy moet sê geïsoleerde stelsel. Okay, wat is 'n geïsoleerde stelsel? Dit is een waar die netto eksterne krag in werking op die stelsel 0 is of 0 is. Okay? So kom ons skryf vir dit in 'n formule waar die netto kragte gelyk is aan 0. Dit lyk bekend. Dit is wat, Charles? F net is gelyk aan 0. Jy wil sê reg en nou het jy die woord gesê en nou moet jy die definisie sê. 'n Voorwerp sal In sy toestand van 'n konstante snelheid of rus, verlaat tensy jy nie nog met die krag val in. Yes! Ons is sweetie. Wie het vir hom gesê? Okay, goed, hier kom hy. Almal jou kop gaan afwees. Yes, dat is goed. Okay. Sien. Okay, so nettokrag is 0 wanneer wat nou weer, wanneer dit iets stil staan of wanneer hy teen 'n konstante snelheid beweeg, né? So, wat is 'n geïsoleerde stelsel? Is as die netto eksterne kragte 0 is. Nou, hierdie is 'n baie lang verduideliking. Wat jy in ons konsep in lineêre beweging aan kan dink, is as daar geen wrywing is nie. Okay, so in jou kop kan jy dink, as daar geen wrywing is nie, of geen toegepaste krag iemand stoot of trek of wat ook al, dan is dit 'n geïsoleerde stelsel. Okay, hier sê ek vir jou, wat is eksterne kragte, toegepaste krag normaal, bla 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 bla, wat is interne kragte of kragte wat jy kan ignoreer as jy net uitwerk, is gravitasie, magneties, elektrostaties, spring, maar jy kan dit in hakies sit, moenie te veel aandag daaraan gee op hierdie stadium van die geveg nie. Okay, nou, volgende konsep, baie belangrike konsep, NB, die behoud van lineêre momentum en in Engels is dit Heinrich